Goeiedag vriende, het is wonderlik om weer so by mekaar ook saam te wees en verder te reis, ons reis voort te sit uit Petrus. Ons gedeelte wat ons dan nou saam lees is 1 Petrus 3 en ons lees daar vanaf vers 13 tot 17. Wie sal julle kwaad aandoen as jy julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. En dit is moeilike woorde, maar as jy ook dan nou hierdie gemeente se omstandighede wat ons al diep verken het in gedagte hou, is dit 'n boodskap van bemoediging, is dat uit ons eerbied vir Christus, maar nie net uit ons eerbied nie, omdat hy ons 'n identiteit gee. Nee, ons het gepraat dat hy vir ons 'n eienoomsvolk maak. Ons het in die Pinksterweek het ons gehoor dat die Here in sy openingsrede, as Matteus die saligsprekinge, sy openingsrede is die eerste woorde wat hy gebruik wanneer hy dan nou mense leer, dan hoor jy hoe hy dan nou gesê, geseënd is julle. Maar daardeur probeer hy eintlik sê, vir 'n groot klomp mense, soortgelyk aan Petrus se gemeente vir wie hy skryf, het hulle eintlik geseënd beteken om onbelas, om nie tekort te skiet nie, om gelukkig te wees, om genoeg te hê, om gereg en goed en tevrede te wees. Maar die gehoor wat voor hom sit, in hulle lewens is dit allerminste realiteit. Maar hulle is geseëndes, omdat die Here sê, ek sal self by julle wees. By hierdie mense sal julle my kry. En ons die antwoord op ons lippe, ongeag ons omstandighede, is dat die Here ons in staat stel om te leef, soos wat hy van ons geroep het, en wat mag eer bring aan sy naam. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ek dink hoe dit eintlik 'n manier kan wees, elke keer as ons met mense te doen kry, met die negatiewe of die swaar, het ons hierdie geleentheid om te kan getuig van die hoop wat in ons lewe. Die hoop waarvoor ons nie beskaam sal staan nie. Hy sal sy beloftes gestand doen. Mag die Here vir my en jou in staat stel, sodat ons gereed sal staan met 'n antwoord om te vertel oor die hoop wat in my en in jou leef, omdat Christus ons hoop is, ons vrede is, en ons vergenoegd kan wees. As ons by die Here is, dan kan ons sê, ons het genoeg en ons is tevrede. Ons hart het tot bedaring by God gekom. In hom het ons harte tot bedaring gekom. Ons is tevrede. In sy teenwoordigheid het ons genoeg. Kom ons bid saam. Dankie o Here, mag dit so wees dat ons aanhou om te getuig vir hierdie wêreld oor die hoop wat in ons leef. Amen. Seën vir jou en 'n mooi week. Ons praat weer.